Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vanoggend handel ons boodskap oor die diepste betekenis van ware Christendom, naamlik dat ons as God se kinders in liefde moet wandel. Ons tema vandag: lewe in liefde. Here, ons bring graag aan U ons offer van lof en ons bid dat U vanoggend ons verstand en ons harte sal open en dat U ons deur U woord en gees sal leer wat dit beteken om op die voetspoor van ons Here Jesus in liefde te leef. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing Efesiërs 5 vers 1 en vers 2. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons boodskap handel vandag oor 'n baie belangrike aspek van die Christelike lewenswandel. 'n Lewenswandel wat veral deur liefde gekenmerk moet word. Maar voordat ons hieroor kan praat, moet ons eintlik eers oor God praat. Want, liewe vriende, liefde begin by God. In die eerste Johannesbrief lees ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. In Johannes 4 vers 19. Die Bybel gebruik baie sterk taal wanneer daar oor die liefde van God gepraat word. En vir my is seker die sterkste uitdrukking in hierdie verband die betekenisvolle woorde: God is liefde. Nie minder nie as 2 maal word hierdie pragtige woorde in 1 Johannes 4 herhaal. Johannes beklemtoon dit vir ons, sodat ons dit nie sal vergeet nie. God is liefde. Maar vriende, nou is dit ook waar dat God se liefde heel dikwels in hierdie ou wêreld verduister word. Ons sien in ons ou sondige en stikkende en gebroke wêreld, ons sien nie altyd God se liefde raak nie. En dan bevraagteken ons dit en ons begin baie keer twyfel daaroor. Veral wanneer jy storms beleef en dit dalk nie so goed gaan nie. En ja, die bose natuurlik sal ook hard probeer om ons anders te oortuig. En ons so in die donker van ons negatiewe omstandighede te laat vaskyk, dat ons begin twyfel aan God se liefde vir ons. Maar liewe vriende, God is en bly, ook in ons moeilikste omstandighede, liefde en lief vir ons. Dit bring vir my sommer by 'n volgende gedagte, naamlik dat God se liefde vir ons vasstaan en dat dit bewys is. Ons sou ook kon sê God se liefde is stewig geanker. Wat bedoel ek hiermee? In ons teks Efesiërs 5 vers 2 skrywe Paulus: lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. So hier verbind Paulus God se liefde met Christus se offergawe aan die kruis. En hy bevestig dit ook op 'n baie treffende wyse vir ons in Romeine 5 vers 8, wanneer hy skrywe: maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En vriende, nie net Paulus skryf hieroor nie, ook Johannes verbind die liefde van God met Christus. Hoe stel hy dit in 1 Johannes 4
vers 9. Hy sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. En dan praat hy ook net in die volgende vers 10, ook oor die liefde wat God aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. So, liewe vriende, as ek en jy ooit weer wonder oor die liefde van God vir ons, dan moet ons dit op die regte plek gaan soek. Dan moet ons dit op die heuwel Golgotha gaan soek. Want ons Here Jesus se koms na hierdie ou stukkende wêreld, en veral sy offer aan die kruis, is vir ons die volkome bewys van God se liefde vir ons. God se liefde vir ons is geanker in die kruis van Jesus Christus. Die kruis, vriende, kan ons sê, staan soos 'n gedenkpaal of 'n baken van God se liefde. 'n Baken wat altyd wil vertel van God se groot liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Ek het tot hiertoe met ons gepraat oor God se liefde. En nou eers gaan ons praat oor ons liefde vir mekaar. Want vriende, voortvloeiend uit God se liefde is ons as God se kinders ook bedoel om lief te hê. Efesiërs 5 vers 1 sê, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. In die samevatting van die wet in Matteus 22, julle ken dit almal, het Jesus daarop gewys dat die gebooie van God in 2 hoofgebooie saamgevat kan word, naamlik liefde tot God en liefde vir ons naaste, wat ons ook kan sê liefde vir ons medemens is. Maar dan praat Jesus ook nog verder in Johannes 13 van 'n nuwe gebod wat hy vir ons gee. En dan bedoel hy daarmee dat ons ook as sy volgelinge geroep is om in liefde met mekaar as medegelowiges mee te leef. Met hierdie nuwe gebod kom druk Jesus dit spesifiek op die harte van gelowiges, dat ons as sy volgelinge veral ook bedoel is om opofferend lief te hê, soos hy ons liefgehad het, of lief het. En liewe vriende, nêrens kry ons hierdie liefde beter uitgedruk en geïllustreer as in die eerste gemeente waarvan ons in die boek Handelinge lees nie. Die eerste gemeente was 'n absolute demonstrasie van hoe gelowiges onder leiding van die Heilige Gees in liefde met mekaar mee geleef het en na mekaar omgesien het. Lees ons nou verder in die Nuwe Testament, dan sien ons hoe dat Paulus die kerk ook nog noem die huisgesin van God, of ook die familie van God. En dit beteken onder meer, vriende, dat ons binne God se huisgesin, God se familie, ook mooi verhoudinge met mekaar moet handhaaf. Al verskil ons soms oor sekere dinge met mekaar. Binne God se familie, binne God se huisgesin, mag ons nie lelik wees met mekaar nie. En moet daar liefde en vrede wees. En ook Johannes beklemtoon in sy briewe die liefdevolle band wat ons met mekaar moet hê en wat ons moet koester as God se kinders. Wanneer hy soos volg skrywe: elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Vriende, die kerk van die Here Jesus kan natuurlik op baie maniere beskryf word. Maar die kerk moet altyd daarna strewe om as God se huisgesin of God se familie 'n ware liefdesgemeenskap te wees.
In die kerk moet ons God se model en God se vertoonvenster wees in ons liefdesbetoon teenoor mekaar, hoe ons met mekaar meeleef. Soos wat Jesus het so treffend gestel het in Johannes 13 vers 35. Hieraan sal die mense weet dat julle, die kerk, die kinders van die Here, die volgelinge van Jesus, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is. Hoe? Aan die liefde wat julle onder mekaar het. Maar liewe vriende, dis nie net binne die kerk wat ons in liefde moet leef nie. Ons word ook opgeroep om in liefde met ons medemens in die algemeen te leef. 'n Ware Christen moet ook na buite teenoor alle mense gaan liefde uitleef. En dis verseker nie altyd so maklik nie. Maar meer nog, ons het nie net opdrag om ons naaste ook lief te hê nie, maar Jesus vra selfs van ons om ook ons vyande lief te hê. Matteus 5 vers 44, wat 'n uitdaging. Vriende, God is liefde. En ons moet vertoonstukke en kanale en instrumente van God se liefde in die wêreld wees. Paulus het die liefde baie hoog geag. Dink maar net aan daai pragtige hoofstuk wat hy geskryf het, 1 Korintiërs 13, waar hy onder meer geskryf het, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. En as Paulus ons vandag ook in ons teksgedeelte in Efesiërs 5 vers 1 en 2 op die hart druk om in liefde te leef, dan kan ons sê, dan kry ons in 1 Korintiërs 13 'n baie treffende beskrywing van hoe daardie goddelike liefde in die praktyk daarna moet uitsien. Ek kan dit ongelukkig nie vandag in detail behandel nie, maar ek lig graag vir julle net 'n paar van hierdie kwaliteite van hierdie goddelike liefde uit, soos wat Paulus die liefde vir ons so mooi in 1 Korintiërs 13 beskrywe. In vers 4 sê hy daar, dat die liefde geduldig is. So vriende, iemand wat graag in liefde wil leef, sal bereid moet wees om geduldig met mekaar se verskille en ook met mekaar se foute en mekaar se tekortkominge te wees. Nog 'n kenmerk van die liefde is dat dit ook vriendelik is. Dit beteken dat ons as gelowiges op 'n aangename wyse en nie op 'n nors en onbeskofte wyse en onvriendelike wyse met ons medemens mag omgaan nie. Paulus sê ook noem ook 'n derde kenmerk van die liefde, ek noem sy net 'n paar soos ek gesê het. Hy sê dit is dat die liefde ook nie sy eie belang soek nie. Mense wat in liefde leef is dus ook nie selfgesentreerde mense wat ander mense se behoeftes vertrap nie. Mense wat in liefde leef sal eerder kyk hoe jy ander kan help en kan bystaan. Verder sê hy, hou die liefde ook die boek van die kwaad nie. Mense wat in liefde leef, hou nie boek van al die lelike dinge wat ander aan jou gedoen het nie. As jy in liefde leef, dan sal jy kies om te vergewe en te vergeet. 'n Laaste kenmerk van die liefde wat ek sommer net vir ons uitlig, is dat die liefde alles bedek. En letterlik beteken hierdie woordjie bedek in die Grieks om dak op te sit. So as jy in liefde leef, dan sal jy dak opsit oor alle dinge wat lelik is en wat skaaf en wat seer maak. Jy sal nie ou koeie uit die sloot gaan opgrawe nie, maar eerder met God se liefde bedek en agterlaat. Vriende, daar is natuurlik nog baie meer wat 'n mens oor 1 Korintiërs 13 en spesifiek aan hierdie kenmerke van die goddelike liefde kan sê. Maar die belangrikste is dat hierdie liefde in ons lewens gestalte moet vind. Ons teks sê immers vandag vir ons dat ons in liefde moet lewe. Vriende, die liefde is 'n baie vername deel van die vrug in ons lewens
wat in ons lewensgestalte, in God se kinders se lewensgestalte moet vind. En dit is ten diepste 'n vrug wat die Heilige Gees in ons lewens wil voortbring. In Galasiërs 5 skrywe Paulus oor die vrug van die Gees. En dan noem hy die liefde, heel eerste as die vrug van die Gees wat in ons lewens teenwoordig moet wees. Galasiërs 5 vers 22. Kom ek maak vir ons klaar. Vriende, ek het begin by God en by God se liefde. En as ons dan deur die geloof in Jesus kinders van God is, dan is dit belangrik dat ons ook nou in God se liefde sal leef. Of soos Paulus vir die Efesiërs geskryf het, ek bid dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Efesiërs 3 vers 17. En as ons in die liefde gewortel en gegrondves is, beteken dit dat ons elke dag liefdevol teenoor ander sal lewe. En liewe vriende, as ons volgelinge van die Here Jesus is, en ek glo die meeste van ons wat na hierdie boodskap luister is kinders van die Here en volgelinge van Jesus. As ons volgelinge van Jesus is wat hierdie boodskap van vandag vir onsself neem en graag ook daaraan gehoorsaam wil wees, dan moet jy weet, dan mag daar nie meer in jou lewe plek wees vir dinge soos haat en onvergewensgesindheid en wrokke, en selfs nie eers dinge soos onbeskoftheid teenoor ander mense en beledigings nie. 'n Ware kind van God is iemand wat in liefde leef. Iemand wat God se liefde uitleef teenoor alles en almal rondom jou. Hoor 'n bietjie weer wat Johannes, die apostel van liefde, hieroor skrywe. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. 1 Johannes 4 vers 7 en vers 8. Vriende, mag ons almal vir God vra om ons lewens so te verander. Om ons lewens so met sy liefde te oorspoel en ons harte met sy liefde te deurweek, sodat dit ons hoogste strewe sal wees om kanale en instrumente van liefde in hierdie ou wêreld te wees. Mag die Heilige Gees ons so vervul en ons lewens so oorneem en beheer, dat God se liefde in 'n oorvloedige mate in ons lewens geopenbaar sal word. Dit is my begeerte, en ek wil glo dat dit ook graag jou begeerte sal wees. Amen. Here, ons buig vanoggend voor U as die God van liefde. Here, U is die bron van liefde. En U verwag van ons as U kinders om ook in ware liefde met ons medemens om te gaan. En ag Here, ons almal staan vanoggend so skuldig voor U, want ons lewe dikwels so liefdeloos teenoor ander mense. Ons maak ons so dikwels skuldig aan dinge soos beledigings en skindertaal en kwaai vriendskappe. En ja, selfs dinge soos haat en onvergewingsgesindheid en wrokke wat ons teen ander mense het. Ons wil dit graag vandag alles, Here, voor U kom bely, voor U, ons hemelse Vader.
En ons wil graag al hierdie lelike dinge bedek. Ons wil dak opsit oor al hierdie lelike dinge. Ons wil dit begrawe. En Here, ons wil dit agterlaat. Kom en bedek dit met u liefde, Here. Here Jesus, en ons bid ook, help ons om op u voetspoor. Want u is die een wat vir ons gewys het hoe liefde lyk in die praktyk. U het liefde uitgeleef toe u op aarde was. Vir ons die model voorbeeld van liefde gewees. So Here, help ons om ook op die voetspoor van die Here Jesus en deur die krag van die Heilige Gees om mense te wees wat in liefde lewe. Ons bid dit tot u verheerliking. Amen. Liewe vriende, ons slotlied, God is liefde, juig ons harte. Ons luister na Retief Burger se weergawe, geniet die lied, en vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Liewe kind van God, gaan lewe in liefde en vrede vir jou. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Het is waar dat God is liefde. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God geboren